Hoe lyk 'n goeie rantsoen as dit by bilvoorbereiding kom? Hoe lyk 'n gewenste rantsoen vir bilvoorbereiding? My naam is Anrieg en vandag gaan ek jou meer vertel oor die samestelling van rantsoene vir bilafronding. Veselvlakke en vesellengte. Goeie kwaliteit ruwvoer is die basis van 'n goeie bilafrondingsdieet. Hoe swakker die ruwvoer, hoe minder energie kry die bil daaruit. Lucern, tef en akkerboonhooi wat 'n lae suurbestaande vesel bevat, asook mieliekuilvoer werk baie goed in bilafrondingsdieete. Ruwvoer met mif in is nie geskik nie. Die hoeveelheid ruwvoer in bilafrondingsdieete is meer as in gewone voerkraaldieete, waar kalwers vir die slagmark vet gemaak word. Met bilafronding is dit belangrik om die rumen gesond te hou, sodat die bil later weer maklik op veiding kan aanpas en vesel doeltreffend kan verteer. Die lengte van die vesel is ook belangrik. Die ideale lengte is 25 mm. As die vesel te grof is, meng dit nie goed deur in die dieet nie. En as dit te fyn is, kan dit opblaas en suurpens veroorsaak, omdat dit nie voldoende herkou verseker nie. Maal die ruwvoer deur 'n sif van 30 mm tot 50 mm in 'n hamermeel of direk in die mengwa waar die lemme dit kerf. Mieliegruis. As jy mielies in die dieet gebruik, moet dit deur 'n 25 mm sif gemaal word. Anders as melkkoeie se dieete, moet die mielies nie te fyn gemaal wees nie. Die beste is mieliegruis. En jy kan ook hominy chop baie doeltreffend in bilrantsoene gebruik. Koringsemels. Koringsemels werk uitstekend in bilafrondingsdieete. Jy kan 15% tot 18% daarvan insluit. Dit gee hoogs verteerbare vesel en ekstra proteïen. Koringsemels help ook om die styselvlak in die dieet laag te hou. Vetpersentasie in die dieet. Sodra die vet te hoog raak, sterf die veselverterende bakterie af en kan dit tot suurpens lei. Te veel vet kom voor wanneer chop saam met sojabone of katoensaad gebruik word. Wil jy hulp hê om die beste afrondingsdieete vir jou bulle te verseker? Kontak jou Molatech tegniese adviseur vir ondersteuning.